kan vanmôre delf en vanmôre by die kosbare ding uitkom wat ons nodig het. En Here, ons weet, soos die delwer uitgegaan het in die ou tyd met sy pik en sy graaf, dan is hy klein toe gegaan, Here, en daar het hy gaan sy werk doen om te grawe en te pik om by die kosbare diamante uit te kom. En Here, dis wat ons wil hê. Daar's soveel mooi dinge in die woord van die Here. Daar's soveel pragtige dinge wat ons soek. En in die gees van die Here kan dit vir ons openbaar, en in die gees van die Here kan daardie woord vir ons lewend maak in ons binneste. En my gebed is vanmôre dat jy met hierdie mense sal deel, hulle wat luister en gaan luister na die boodskap, dat hierdie woord sal ingang vind in elkeen se hart. En nou kom ek het vra vanmôre, Here, is dat ons is nie besig net met 'n storieboek nie. Ons is nie besig met dinge wat nie gaan gebeur nie. Ons is besig met die waarheid, met dit wat God se woord sê, kan ooit ledig na U terugkeer nie. Dit mag tyd vat, ja. En dit mag op die regte tyd gebeur wanneer jy dit goedkeur. Maar wat beskryf is in die woord, en wat ons al oor die hele tydperk van die reeks oor gesels het, Here, as keer ons die bladsy in ons Bybel uit, dit sal bewaarheid word op die einde van die dag. En solank ek die mondstuk is, en solank ek die waarheid kan spreek, en kan sê, so spreek die Here, die Almagtige, dan doen ek dit. Ongeag of die mense dit aanvaar, ongeag of ek afgeskiet word, ongeag of mense maar sê, net 'n woord wat gepredik word, weet ek dat ons stryd is nie teen die vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. En Here, ons weet, as ons nie in lyn kom met die woord van die Here nie, die vyand inkom kans gaan vind, en Here, alles uitmekaar uitskeer op die einde van die dag. En my gebed is vanmôre, Here, help ons. Ek het vanmôre my innerlike mens uitgeroep en gesê, Here, help ons. Want dit wat op pad is, en dit wat nog aan gebeur is, maar net 'n druppel in die emmer. Ek probeer dit oordra in woorde, maar eintlik kan ek nie alles beskryf soos dit gaan plaasvind op die einde van die dag nie. En daarom vra ek vanmôre, help my om die woord reg oor te dra. Help my dat hierdie woord ingang vind in elkeen se hart. Ek wil dit so stel, Here, dat elkeen van ons eie met 'n geestelike rooi vlaggie met rondloop. Ja, want ons weet nooit wanneer ons dag gaan aanbreek en wanneer dit te laat gewees nie. Ek bid dit vanmôre, ek vra dit vanmôre, en ek pleit by U vanmôre se Heilige Gees, dat die woord in elkeen se hart sal bewaar het, is my gebed in Jesus naam. En al die kinders van die Here vanmôre sê, amen en amen, die mag ons sit. Ons geleesde gedeelte vanmôre sal dan wees Openbaring 21, 1 tot 8. Openbaring 21, 1 tot 8. En die titel van vanmôre se boodskap is die nuwe Jerusalem deel 1. Nou ons gaan miskien nog 1 of 2 dienste staan by die nuwe Jerusalem. Maar ek wil graag aan u uitwys, weet wanneer ons 'n prentjie vorm, rondom
die nuwe Jerusalem, sien jy heeltemal 'n ander prentjie. Maar ons is na die woord kyk, hoe massive as die woord mag gebruik, daai plek gaan wees by een van die dag, moet jy net sê, God is groot, saam. Jy kan dit beskryf nie. Jy kan dit nie omsit in woorde nie. 'n massive plek gaan dit wees op een van die dag. En daarom is die twee, ek wil nie jaag met die boodskap. Ek wil nie jaag met die nuwe Jerusalem nie. So verdra my, maar as ek nog 2 Sondae, of miskien 3 Sondae, daarin gaan kou, want ek wil jy moet dit verstaan. En na die hele reeks wat ons begin het, hoeveel 2 maande terug om en by, kan jy vir ander mense buite gaan preek en vir hulle vertel wat die waarheid is. Want dan kom in die woord, ek denk pastoor, kom in die woord uit. Ek sit en dink vanmôre, die tyd wat 'n mens spandeer, maar is lekker, ek hou daarvan, om tyd te spandeer om dinge te kry, ek moet so seker wees, voor ek 'n ding sê, dat dit nie my opinie is nie, verstaan. Maar wat ek gevind het, deur ander mense se kommentaars, en studie van alle Bybels, en vertalings, en oorspronklike tekste, om op die regte ding uit te kom. Maar kom ons lees saam, van Openbaring 21, eerste 8 verse. As jy daar as jy aan en ek op die skerm kyk, 'n baie interessante gedeelte, die hele hoofstuk 21 is 'n baie interessante gedeelte. Nou so Johannes in die woord, wat hy verder gesien, hy sê ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer. Die manne oor die see was ook kalm, verby. Interessant, ek wil vir julle vertel. En ek Johannes, sien die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God in die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem in die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hulle sal by hulle woon, hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween, en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste ding het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuuts. En hy het vir my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van lewe verniet. Hy wat oorwin en alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat, hier luister wat die vers 8 sê, maar wat die vleesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en die oreerders, en die towenaars, en afgodendienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel, wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood. Kan jy allemaal sê die woord vanmorgen? Interessant. As ek en jy praat van die ewigheid, waarvan praat ons? Waarvan praat ons? Want dit raak die kind van die Here. Dit raak die sondaar. Dit raak die enkeling en die families.
Dit raak die rykes en die armes. Dit raak die gewone mens en die werker op die straat. Dit raak die president en sy kabinet of konings van 'n land. Elke persoon op hierdie aardbodem word daardeur geraak. Want as ek en jy sterf, begin ons tyd in ons seisoen van 'n ewigheid. Luister wat pastoor sê. Wat geen grenslyne het nie. Dis waar ek en jy, elkeen van ons, elke persoon op die aardbodem, of hy lankal dood is, of nou gaan sterf, of gaan bly tot by die wegraping, gaan wees in die ewigheid, in 'n plek wat ons vir onsself voorberei het. Luister na die woorde, 'n plek wat ek en jy vir onsself voorberei het en gekies het. Onthou, reg hierdie reeks het gepraat van dat ons gaan na gekyk word, geoordeel word volgens ons werke. Of dit nou goed of kwaad is, volgens ons werke. Ons berei ons plekkie daarvoor deur dit wat ek en jy doen hier op aarde, volgens ons werke. As my werke nie saamstem met die woord van die Here nie, is ek verlore. Want dan bou ek my dooie stoppels. En die woord sê, dis nog getoets word met vuur op een of die dag. Gaan dit staande bly of gaan dit nie staande bly nie? As ek bou met goud en silwer en ewige steentes en word getoets deur vuur, weet ek dit gaan staande bly, want ek het gebou volgens die woord van die Here. My plek wat ek voorberei het in die ewigheid sal 'n plek wees waar ek saam met Jesus sal wees, vir altyd en vir ewig. As ek my hoë stoppels gebruik het om hier te bou, terwyl ek hier op aarde is ek taboe, dis verlore. Ek gaan in ewigheid ingaan sonder God en sonder enige hoop. Dis verskriklik. Maar naas nie 'n mens op die aarde wat in die ewigheid sal tyd spandeer nie. Almal van ons gaan opeindig om vir altyd en ewig in 'n plek te wees, en dit is ons keuses wat ons gemaak het hier op aarde. Nou luister wat pastoor sê. Die ewigheid is oneindig. Wat beteken dat dit geen begin en dit geen einde nie. Daar is buite tyd en ruimte soos ons dit ken. Dis buite dit. Terwyl die mense tyd besef in ure, dae en jare gemeet word, bestaan ewigheid buite hierdie grense. Daar is nie 'n begin einde nie, daar is geen maatstaf wat dit kan meet nie, daar is geen tyd wat dit kan afmeet nie, en is, kan ek sê, 'n horlosie wat kan kyk, begin en einde daarvan kan optel nie. Omdat ewigheid oneindig is, kan ons dit nie met ons beperkte menslike denke volkome begryp nie. Ons weet nie wat die ewigheid is nie. Ons verstaan nie wat die ewigheid is nie. As ons weet en verstaan wat die ewigheid is, sal jy reg leef. Dit is soos 'n sirkel sonder begin en sonder einde.
Eternity is infinite. It has no beginning and no end. It exists beyond time and space as we know it. While human understanding of time is measured in hours, days, and years, eternity exists beyond these limits. Because eternity is infinite, we cannot fully comprehend it with our limited human understanding. It is like a circle without beginning and without an end. Scully, dit meen nie. Soos ek vir vanmôre sê, ons in die ewigheid spandeer saam met Jesus, of hulle wat die Here in hierdie ewigheid spandeer sonder hom, kan jy geen tyd daaraan koppel nie. Geen jaar, geen eeuwe, niks kan jy daaraan koppel nie, want ewigheid hou aan vir altyd. Verskriklik. Verskriklik. Kom ons kyk wat Johannes, eerste punt vir my vanmôre, hier is 'n inleiding gewees. Die eerste punt vanmôre, wat sien Johannes nog? Wat hy gehoor en wat hy gesien? En tot die begin van die boek Openbaring het Jesus vir hom gesê, hy beskryf oor wat hy gesien het vir die hele tyd. Hy beskryf oor wat is hele tyd. En hy beskryf oor die toekoms wat gaan gebeur. Die drie dinge waar hy oor beskryf. En hy sê die woorde, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, vanished, and there is no longer any sea. Whereas heaven is the abode of God, the sea often represents the abode of evil. Dis wat die see wanneer jy in 'n droom is en jy droom van die see, spreek dit van skares, mense. Maar die rabbies het geglo dit is evil. En dan kom op iets interessant af. Nou, my opinie miskien bietjie verskil, maar ek wil dit vanmôre vir u noem. Wat die geleerdes sê en wat ek in al die kommentare, mense kommentare gevind het. Wat sê hulle? Hulle sê dat die woordjie pass away, dat die hemel en die aarde pass away. Pass away beteken eintlik to go by or away from, in the sense of from one condition, dis wat hy sê, from one condition to another. Dat woordjie pass away, in die oorspronklike teks beteken eintlik from one condition to another. Ek gaan nou verduidelik. It does not mean, luister mooi, passing out of existence. Interessant, né? There is not just the next heaven and the next earth, but there is a better heaven and a better earth replacing the old ones. Nou die vraag wat ek vra, volgens hierdie gedeelte, wat hy sê, dat it does not mean passing out of existence. Met ander woorde, nou is dit weg nie. Weg is die hemel, weg is die aarde. Nou vra ek die vraag, hulle is wat pastoor vra, jy kan dit vir jouself antwoord. Is dit moontlik, onthou dag al 4 betrokke wees, né? Is dit moontlik dat God die Skepper, God die Almagtige, God ons Vader, van die raamwerk van die aarde en die raamwerk van die hemel, hemele, gebruik gemaak het om die nuwe te skep. Dink daaraan. Ek gaan iets anders te wys nou. Dink daaraan. As hulle sê
volgens dit, that passing out from existence, that does not mean passing out of existence. Luister mooi. Dit sê nou, dis 'n aarde wat nie meer smart en rook onder die vloed van sonde bestaan nie. Dit sê nou, dis nou 'n aarde wat nie meer met hakke en yster geskeur word of hoef te word om sy vrugte voor te bring, in ander woorde te ploeg nie. Dis 'n aarde waarop nie geploeg gaan word nie. Nou jy terugdink wat die Here gesê, met die sweat op sy aangesig sal die man sy brood verdien, né? Hier nie. Dis nou 'n aarde waar dorings en dissels nie meer die grond besmet nie, waar slange nie meer tussen die blomme sis nie, en waar wilde diere nie meer in hinderlag lê om te verslind nie. Gaan julle wys dat hulle jou gaan strooi het soos 'n bees. Gaan julle wys dat die toddler, die kleine babatjie gaan speel by die gat van die adder. Dis nou 'n aarde waarvan die grond nooit met grafte deurgestyg gaan word nie. Waarvan die bodem nooit met trane bevochtig of met menslike bloed versadig word nie. Waarvan die lande nooit deur ongunstige seisoene verwoes sal word nie. Waarvan die atmosfeer nooit die saad van pes en dood versprei nie. Waarvan die paaie nooit 'n begrafnisstoete gevolg sal word of deur gewapende manne op pad na oorlog versperr sal word nie. Dis die nuwe aarde wat hy van praat. Aarde waarvan die hemels altyd vloei met verlossing en waarvan die valleie slegs die soetheid van Jehovah se glimlag te ken. 'n Aarde van einde tot einde, van middelpunt tot die buitenste grens, bekleed met die ewige saligheid. Luister wat hy sê, van die herstelde paradys. Herstelde paradys. Luister, geen vloek, geen bindinge deur bloedvergieting of voorvaardelike geeste, geen hou vas deur enige heks, wizard of soothsayer nie, geen plek vir enige watcher, enige demoon, of hulle aanklangers nie, net soos die aarde gelouter en gesuiwer word van elke werk van duisternis, deur vuur, sê die Bybel, deur vuur, net so word die gees soos in die elam leeg getap van alles wat daar is. Hy praat van die hemel, enkelvoud, en hemel, aarde en hemel, né? Praat nie van hemel, hy praat van aarde en hemel. Maar luister nou mooi, die hemel bestaan uit 3, ek laas nie gesê, wat bestaan uit wolke, sterre, hemel, gees in die elam en 'n God se woonplek, die 3, né? So ek sit en dink toe al daar, as dit dan 'n nuwe hemel, nuwe aarde gewees, gaan die eerste 2 wegval. Miskien gaan daar wolke wees, ek weet nie. Miskien gaan daar sterre wees, ons weet nie, ons nog sien sal by uitkom. Maar die woonplek van God gaan nog gaan wees. Die 3de hemel is nog daar. Alhoewel God is as hy mens gaan kom woon in die nuwe Jerusalem, boord is die hemel nog, geloof die 3de hemel nog steeds daar. Verstaan? Maar omdat die 2de atmosfeer in daardie hemel boos was, gevul was met duisternis, waar vandag nog steeds ons met veg om deurkomkans te kry, deur met gebed deur na die troonkamers van God, waar ons verloor of wen in die geestesrealm, waar ons antwoorde vandaan kom, wat die vyand nog kan keer. Al die dinge dit bestaan vandag nog, gaan vanish, gaan net weggaan. So daar sal niks meer sulke dinge wees nie. Maar dit bestaan vandag nog steeds. Die plek waar daar oorlog gevoer word in die geestesatmosfeer. En dis hoekom dit so belangrik is
dat ek en jy as kind van die Here wat ons begin bid, ons het ding met deurbid en deurworstel. Ei, dit is 'n moeilike ding om te vra. As ek 5 minute gebid het, pastoor, dan is ek happy. Nee. Die minute nee, jy moet die ding deur kan worstel, totdat jy deurbraak kan kry na die troonkamers van God, waar jou gebed kan beantwoord, en dan moet jy verder in jou wagperiode, soos Daniel gewag het vir 21 dae, moet jy daar so alert wees en daai ding deurveg, totdat jou antwoord kristalliseer in jou eie lewe. Sy mond vol gesê, nee. Luister, tweedens wat sien hy? So hy het nuwe aarde en nuwe hemel gesien, sal hulle by kom ook. Hy sien ook geen see nie. Hy sien dit verdwyn. En ek het 'n paar mooi dinge. Weet jy, ek skryf dit hier. Daar's nie 'n manier, jy het nie jou woordeskat, jy het nie daai regte woordeskat. Die regte woorde wat jy kan gebruik om die grootheid van God te beskryf nie. Dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik. My mond het oopgegaan toe ek begin naslaan, 'n bietjie studie, my mond het oopgegaan, ek kon dit nie glo nie. Ons sal heeltemal anders beplan en dink het, wat is nou Here beplan en dink het, want het gekom het by die see nie. Mooi is wat pastoor vanmôre vir u wys. Die Joodse rabbies glo dat the sea was a place of separation and evil. Dat het hulle geglo het. Iemand nou mooi wat pastoor sê, as jy nou teruggaan, die boek Openbaring, het al die gediertes wat uit die see uitgekom het, was demonies. Elke ding, die 2 paddas, die dier met die horings op sy kop, al die diere, almal was demonies gewees, wat die see uitgekom het. Heiliglik, soos ons vandag staan, is daar meer bose dinge wat plaasvind onder die water, as bo in die water. Ek sê julle, vir 'n week besig hou, as jy moet vertel dat alles onder die water sal gaan. En al daardie dinge vind onder die waters vind dit plaas, daar is stede onder die waters. Iemand het destyds gesê, ek weet nie dit wat het gehoor het, gesê dat daar is 'n stad onder Hartbeespoort, 'n geestelike stad. Bose dinge wat aangaan, stede wat bestaan, en allerlei dinge wat daar beplan en gedoen word gedoen onder die see. Hulle verlaat hulle liggame, 'n demoon neem besit van hy liggaam bly in lewe, en sy gees is wens af in die water vir 2-3 maande, gaan hy doen sy ding, hy kom terug, neem sy plek in sy liggaam terug, en hy gaan nog niks gebeur het nie. Dis wat gebeur. Wat ons met ons fisiese oë sien is niks, in vergelyking met wat in die geesteswêreld onder die waters plaasvind nie. Ek gaan lees Job, hy praat van 'n draak, hy praat van 'n seemonster. Ons kry die waternimf, die mermaids, oralster, as jy gaan kyk, oralster verskyn hulle. Hulle is nie mooi vroue soos hulle voorgee, die tekenprentjies nie, hulle is verskriklik lelik. Boos dat julle vrou onderste is 'n vis. Dan kom hulle in 'n klere in, maak dit mooi, baie eenvoudig, 'n klein neermin, en 'n klein koning met 'n virkie onder die aarde, wat aan sy stad bly, en die mense val daarvoor, en hulle laat die kinders daarna kyk, hulle geniet dit, want die vis kan praat, ons alles kan praat, 'n vis praat nie, en hulle gaan en kyk hy ding, en voordat hulle agterkom, is hulle vasgevang deur ookkult. Baie goed bestaan, is 'n werklikheid. Mermaids bestaan, allerlei dinge bestaan, en hulle sê, as jy nou weer verder aan kan dink, sê hulle dat Mammon is een van die leiers. Mammon is een van die leiers onder die water. Hy is een van die mynmanne daar onder in die water. So Mammon is 'n demoon.
is 'n leier, is 'n vors. En die goed wat jy uitkry is vors, dis die klein demonetjies, en die duiwel met ou virkie in sy hand en 'n puntsterk nie. Hulle is vorste wat onder die seun dinge doen. En ek glo met my hele hart, dis nog 'n rede dat God die Almagtige die see laat verdwyn het. Daar gaan water wees, miskien 'n kleiner see en riviere goed, gaan daar wees, ons gaan bykom in die nuwe Jerusalem, maar die groot see wat ons van weet, van die groot see wat oral is, gaan verdwyn weens dit wat aangaan onder die waters. Verstaan jy? God haat boosheid, hy haat duisternis. Ja, die werke van Satan, hy slaan die put van vuur, van swaal vuur gegooi, van die ander dinge wat ontslaag geraak word, al is nou niks meer daaronder nou te daai tyd gebeur, gaan niks daaronder wees, en dan gaan ook in die puntproef van vuur wees, maar net die idee daarvan is waar hulle dinge gedoen het, raak ontslaaf van dit. En dis wat belangrik is vandag, die sulke dinge jy huis kry, verbrand dit, want daai goed was verbrand met vuur. Alles was verbrand met vuur. Ons speel nie, is regte dinge wat gebeur. Jy vernietig met vuur. Nee, ek sal van my maatjie gee, jy kan nie vir jou maatjie gee, jy gaan 'n stuk om die kan nie stuk om die, jy verbrand daai ding. Wat ook al verkeerd is, jy is wat jy kry, jy verbrand dit. Luister ek of verder gaan, sal jy begin. Die gedagte is dat die groot oseane, wat ongeveer 3/4 van die aarde bedek, 3/4 van die aarde word bedek deur die groot oseane, nie meer sal wees nie, aangesien hulle sal verdamp. Luister wat ek wou sê, hulle sal verdamp weens die vurige hitte wanneer die aarde hernie word. Maar nou het jy luister, my mond het opgegaan. Luister, waar gaan hy waters heen? Is al verdamp. Waar gaan hy heen? Luister mooi. Met ander woorde, die waters wat uit die hemele geval het en in die dieptes opgekom het gedurende die vloed. Onthou, dis altyd waar daar debat gevoer word. Daar het nog nooit reën geval in die tyd van Noag nie. En toe Noag die mense kom waarsku en hulle uitlag as hy wat gaan hy doen? Hy gaan op water, gaan hy geplaas word en hy gaan, dis is 'n skip op water. Toe lag hom uit. Hoe kan so 'n groot stuk hout dryf op water? Hy gaan sink. Hulle het nog nooit reën gesien nie, as jy gaan lees daar, wat daar gebeur is was die tou met die plante goed nat gemaak in daardie tyd. Letterlik was er nog nie reën nie. Wat gebeur toe God die ark se deur toemaak? Hy het alleen die sleutel gehad. Hulle kon niks doen nie. Noag kon nie van binne af oopmaak nie, want God het buite het hy gesluit by die sleutel wat alleen in sy hand gehad. Wie het gelees daai stuk? Afgesien hulle water wel in die hemel uitgekom het, sê die sluise van die aarde het oopgegaan. Sluise van die aarde. En dat water van onderaf afgekom en die hele aarde was ontdek. So van onder en van bo was daar water. Luister nou hier. Luister nou hier. Met ander woorde, die waters wat in die hemel geval het en die dieptes opgekom gedurende die vloed, volgens Genesis 1 vers 2. Luister mooi. Hierdie waters sal weer teruggeplaas word in die hemele en die diep ingewande van die aarde. Is dit nie wonderlik nie? Is God nie groot nie? Die aarde sal dan vernuwe word tot sy oorspronklike toestand, soos dit was voor die val van Lucifer en voor die eerste rebellie van die aarde teen God, sal vernuwe word. En hy woordjie vernuwe beteken
Eintlik beteken dit om terug te bring na die oorspronklike. As God jou en my innerlik vernuwe, bring ons terug na ons oorspronklike plek waar ons was. As jy teruggeval is, vernuwe jou innerlike mens en hy bring jou terug na die oorspronklike plek waar jy was. Dit is wat die betekenis is van vernuwing. Hy vernuwe ons, bring ons terug na die oorspronklike plek, en die aarde teruggebring na sy oorspronklike plek, soos dit in die begin was. Mensdom. As mense ons beperk in ons begrip en taal, en daarom kan ons nooit ten volle die grootheid van God die Almagtige beskryf nie. Alles gee ag op sy stem. Alles doen wat hy sê, wat hy beveel om te sê, doen dit. Selfs die natuur luister na die stem van hulle Skepper. Kom mense, hoe groot is hy nie? Sê ek stuur daai vuur oor die aarde en ek vernietig alles in watersnyd wat julle sê, julle keer terug na julle oorspronklike plek. Ander waters gaan die grond, ander waters gaan boontoe, is verby. Daar's nie meer see nie. Want dan luister na die stem van God. Ons woordeskat is beperk terwyl God ons beperk is, omdat ons God beperk en hy ons baie keer beperk, is ons woordeskat ook beperk. Jesaja 55:8-9 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wees nie my weer nie, spreek die Here, want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër as julle wee, en my gedagtes is julle gedagtes. Dit beteken dat ons as mense nooit ten volle kan begryp hoe groot en wonderlik God is nie. Ek dink baie keer net aan een ding wat ek aan dink baie keer, om die grootheid van God werklik waar te sien, is dat die woord sê, hou die seun sy hand vas. En kiele hy 'n walvis, hou die seun sy hand vas. Luister, Romeine 11:33 sê Paulus, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Selfs die grootste profete en apostels het God se grootheid net gedeeltelik verstaan. Eksodus 33:22 sê God vir Moses, jy kan my aangesig nie sien nie, Moses, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Dit wys hoe magtig en heilig God is, so groot dat die mens hom nie eers direk kan aanskou nie. Wat sê die psalmdigter? Alhoewel ons God nie volkome kan verstaan of beskryf nie, kan ons hom wel loof en aanbid. Dawid het die geheim geken, hy het die geheim gesnap, al kan ek nie 'n woord om my God se naam groot maak en hom oplig en beskryf, en wat ek nie die regte woorde skat nie, het hy geleer om deur lofprysing en aanbidding God se naam op te lig. Hy sê, groot is die Here, Psalm 145:3. Groot is die Here en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik. Ons taak is nie om God volkome te verstaan nie, maar om hom met eerbied en verwondering te aanbid. Die Bybel begin met God die skepper, die mens. En die diere in al volmaakte gemeenskap in die tuin. Volgens Genesis 1-2. Die Bybel eindig met God en die mens in 'n tuinomgewing weer 'n keer. Wat die pastoor sê, God is in die begin, maar hy is ook aan die einde. The change will take place with a great noise, volgens 2 Petrus 3:10. Jy praat van 'n Big Bang dag en 'n Big Bang wees. Lees wat 2 Petrus 3:10 sê,
dis waar die Big Bang gaan plaasvind. Derdens, as ons volgende week kyk na die nuwe Jerusalem in detail, bietjie meer daaroor praat. Johannes sê die nuwe Jerusalem het neergedaal van God in die hemel, word ook genoem die heilige stad, of die tabernakel van God by sy mense. En hy sal by hulle woon, hy sal hulle God wees, en hulle sal sy volk wees. Hy sal die trane van hulle oë afvee, daar sal geen dood meer wees, of droefheid, geween, of enige moeite nie, want die eerste ding het verbygegaan. Johannes gaan verder, hy sê dat die een wat op die troon sit, het vir hom gesê, ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde. En dan wat dors het, sal ek water van lewe gee, verniet. Dan sê hy weer, ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer God uiteindelik hierdie werk van die maak, van alle dinge nuut voltooi, sal dit altyd nuut bly. As die Here iemand genees, luister pastoor vanmôre, doen dit nie halve werk nie. Hy doen 'n voldragte werk. Wat hy begin, sal hy voleindig. Vermoedelik beteken dit nie dat net dat alles nuut gemaak sal word nie, maar ook dat alles vir altyd nuut sal bly. Wie wat sê, pas, as ek sê, Here, dankie vir my genesing, al my genesings. Maar weet jy, as die groot geneeser in jou woon, as hy in jou woon, en jy kan gesond hou, wat 'n groot wonderwerk is dit nie. Die wet van entropies, ander naam geloof verduidelik, die wet van entropies sal herroep word. Daar sal niks meer verstyf of verslyp of vergaan nie, en niemand sal meer verouderd of verswak word nie. Met ander woorde wat eintlik daar sê, daar sal nie meer droë blare wees nie. Dis lekker. Niks droog, niks uitgedroog. Dan ons sê die wet van entropie sal herroep word, beteken dit dat hierdie natuurlike proses van sal nie verval nie, maar sal beteken dat hierdie natuurlike proses van verval nie meer sal plaasvind nie. In die herskepte nuwe hemel en aarde sal niks meer oud word nie. Jy pluk 'n vrug, as jy hom afpluk en is daar klaar 'n ander vrug. Niks sal verslyk of vergaan nie. Alles sal vir ewig nuut en volmaak bly, soos God dit bedoel het voor die sondeval. Dit beteken geen siekte, geen pyn of dood meer nie, geen veroudering of swakheid nie. Geen plooie nie. 'n perfekte skepping sonder verval of agteruitgang. Daar's nie vervaldatum op niks nie. Openbaring 21 vers 4 sê, hy sal al die trane van hulle oë afvee en die dood sal nie meer daar wees nie, ook die droefheid, die geween of pyn nie, want die dinge van vroegheid verbygegaan. God se skepping sal dus tydloos en volmaak wees. 'n ewige bestaan sonder die beperking van ons huidige fisiese wêreld. Mens. Dink net, alles perfek. Alles perfek. 'n plek wat God vir ons voorberei het, waar ek en jy vir altyd en vir ewig saam met hom gaan wees. Wat 'n groot wonderlike voorreg is dit net nie. En dan wil ek kom by die laaste vers. Die heel laaste vers. Dit het my getref dat hy hier praat, hoofstuk 21, die hele hoofstuk 21 van die nuwe Jerusalem, waar ons het geplaas vind, maar tussen dit plaas hy verse 8.
net om mense te herinner, dat elkeen van ons moet reg lewe, anders gaan jy dit nie maak nie. Nou, noem 'n paar dinge daar wat my hart laat rys het, en ek wil dit vanmôre by stilstaan gesluit. Luister mooi. Hierdie vers begin met die woordjie maar. En dit beteken dat wat voorheen gesê is, wat ons voorheen gelees het nou hier, of die teenoorgestelde is aan wat nou volg, of dit daar 'n belangrike wending in die boodskap is. Dis waarvoor hy woordjie maar daar staan. Hy gaan nie aan hy stop daar en hy sê die woordjie maar, om ons aandag op iets anders te fokus, wat ons gelees het voor die tyd. Dit is nodig, mense, dat ons sal sien wat Johannes gesien het, en wat hy gehoor het. Luister mooi, die heel eerste ding wat daar in daai skrifgedeelte staan, is dat die vreesagtige persone sal nie die koninkryk van God sien, as die Bybelwoord kan instaan. Die vreesagtige mense, sê daar, sal in die poel van vuur en swaal brand, wat die tweede dood is. Die vreesagtige mense, wat hy van praat daar. Nou luister mooi, ek wil dit daar met u gou deel. Daar woordjie vreesagtig beteken cowardly, person showing fear in a shameful way. The word is used to describe the lack of faith, volgens Matteus 8 vers 26. Nou die vreesagtige persoon, hoe kan ek noem hy die vreesagtige persoon? En terwyl hy van praat, hulle kom nou net in die groot verdrukking uit, nee. Almal wat die groot verdrukking uitgekom het, praat hy nou daar vat. So, die mense wat het gemaak, die ander het nie gemaak, hy was in die poel van vuur gewerk. Wat was daai persoon se ondergang? Hy het opgetree as 'n vreesagtige persoon. Hy het nie geglo dat God hom kan help nie. Hy het nie geglo dat hierdie groot verdrukking gaan kom nie. Hy het nie geglo dat Jesus sy siel kan red nie. Hy het nie geglo dat hy sal maak nie. Hy was vreesagtig. Hy was vreesagtig, die vreesagtige persoon. Andersins hy's coward, hy was 'n coward. Hy het nie die ruggraat gehad om sy stand in te neem. Sou hy sterf, dan sterf hy, maar hy het die merk aanvaar. En die woord sê, hy het nie daai geloof gehad en hom vasgehou wat hom kon deurdra nie, volgens Matteus 8 vers 26 en Markus 4 vers 40. During the tribulation, the beast worshippers took his mark partly out of fear of losing their lives, volgens Openbaring 13 vers 15. Hulle was bang, hulle gaan hulle lewe verloor. Hulle was bang, hulle gaan onthoop word. Hulle was bang, hulle word doodgemaak. Sal liewers die merk aanvaar, vreesagtig opgetree, dan kan ek kos koop, en my gesin word gespaar, maar nooit het daaraan gedink, dat op die einde van die dag is hy verdoem. Hy kan nergens anders gaan, as in die poel van vuur gewerp word nie. Die Johannes sê dit. Hy sê dit. Of jy nou die groot verdrukking geoplaan, en hy saam met die wegrapping gegaan het, sê duidelik vir wat jy moet doen. Jy moet nie vreesagtig wees, jy moet jou stand inneem, en jy moet doen dit wat God jou geleer het in sy woord. Die tweede kom mense wat hy beskryf daar, wat die gemaak nie, is die ongelowiges. Those who refuse to believe. Hoeveel mense kry vandag wat nie glo nie? Hoeveel mense vat hierdie boodskap op 'n tikkie sout? Hulle glo nie daaraan nie. Hulle glo nie gaan nou in 'n tyd gebeur nie. Maar maak nie saak, gebeur in jou tyd nie. Jy moet nog sterf. As jy sterf, gaan jy opeindig waar hierdie mense opgeëindig het. Dis wat jy dink nie. Jy dink nie daaraan en jou tyd gaan klaar word. Ergens op die aarde gaan jy sterf, jy gaan in 'n kus geplaas word. Jou onsterflike siel moet ergens heen gaan, jy kan nie rondsweef nie. En as jy gaan sterf, gaan jy ergens oplaat, of vir die vertroonnoodeel, of vir die regterstoel van Christus. Luister.
die ongelowiges, those who refuse to believe, those who are unbelieving, have a defiled mind and conscience. Daai vestings is in hulle gedagtes gebou. 'n Vesting is 'n denkpatroon wat gevorm was in daai mense se gedagtes. They often profess to know God, but their works they deny him. Dis Timoteus 1, 15 tot 16. Is Timoteus 1, 15 tot 16. Dat hom verloop. In ander woorde, hulle harte het nie saamgestem met wat hulle gesê het nie. Hoe belangrik is dit? Wat jy in jou hart glo, kom uit deur woorde. Jy kan vir mense leuns vertel, maar een of ander tyd word jy met tone getrap, dan kom die waarheid uit deur woorde. Dan is dit glad nie dit wat in jou hart is nie. Wil jy sê almal sê oudspaster. Luister. They often profess to know God, but their works, they deny him. In Timoteus 1, 15 tot 16. Die derde klomp wat nie gemaak nie, Johannes van praat as die gruwelik is. People who do terrible things. People who do terrible things, they are considered unclean and therefore will never enter the holy city. Volgens Openbaring 21:27. Hulle doen terrible things. Daar's baie dinge wat ons geklassifiseer onder dit. Terrible things as die gruwelik is. Dan kom by die vierde klomp, hy praat van die moordenaars. Those who kill. The command not to murder is in proper focus, a word about the image of God in every human being and God's care and concern for a human life. Bloedspraat. Selfs met Kain Abel. Die bloed het uitgeroep, hemelwaarts sê die Bybel. Bloed kan praat, bloed het 'n stem. Nou dink jy as Here ons spoor opmaak, ons kan luister na die onskuldiges wat gesterf het. In hierdie land, wat sal ons hoor? Wat hulle uitroep vir vergelding, want die Here op die dag gaan vergelding wees. Hy is die wat dit gaan doen, nie ek nie. Verstaan? Want bloed het 'n stem. So hulle gaan betaal vir wat hulle gedoen het. Maak nie saak of dit in die oude eeuwe tye was nie of nou nie, hulle gaan betaal vir wat hulle gedoen het. Hulle gaan nie wegkom nie. As hulle nie regmaak en bely en Jesus aanneem as 'n persoonlike saligmaker nie, is die uiteinde die poel van vuur wat hulle ingewerp gaan word. 15 wat hy van praat is oorreders. Those who sin sexually immoral. During the tribulation, the earth dwellers refused to repent of their sexual immorality. Hulle het geweier om te bely, hulle het geweier om reg te maak. Hulle het geweier, kyk, lees daar Openbaring 9:21. Hulle het geweier, hulle noem dit Johannes noem dit die earth dwellers refused to repent. Hulle het geweier om reg te maak. En dis dinge wat God haat, hy haat dit. 16 van die towenaars wat nie gemaak nie. Those who do evil magic, those involved with occult and with drugs during the tribulation. The earth dwellers refuse to repent of their sexual immorality. Dieselfde ding is daar. Openbaring 9:21. So die towenaars, en jy weet, baie keer die orgies en die rituele wat hulle volg, is daar buitehuwelikse seks wat betrokke is, want is nou vandag self in satanisme, gebeur dit presies dieselfde. Dit seël dit wat hulle doen. Dit word geseël deur hulle seksdade. Verstaan? Dus wat vandag aangaan, en presies dieselfde wat hy van praat, is dat die mense in die poel van vuur gewerp gaan word, weens dit. 7 op 1 wat daar is, 7 persone is afgodedienaars, idol worshippers. Die Here sê, as jy dit doen, hoe reëer jy by die afgode? So erg is dit.
Openbaring 2 vers 20. Dat die laaste en die agste is leenaars. Jesus is die Fariseërs, is die vader is die vader van leens. En daar is geen waarheid in hom nie. The word lies refers to people who do to tell the truth or who deliberately deceive others. A liar is someone who speaks falsehood, either to mislead, manipulates or avoid consequences. Gelees Spreuke 12 vers 22. En wat Johannes hierso sê, en wat die stem van hom gesê het om te doen, is skryf dit neer. Dat hierdie mense wat hierdie dinge doen, sal sekerlik in die poel van vuur en swaal gewerp word. Want dit is die tweede dood. Verskriklik. Dis net een woord. Verskriklik. Dis dan nie tot op in die begin voor ons by die groot boodskap gaan kom volgende Sondag as die Here ons spaar, gaan ons daaroor praat. Kan jy almal op die woord vanmôre? So kom ons staan en gaan ons saam bid. Vader, soos ons vanmôre net sê dankie. Dankie vir die woord. Dankie dat dit ingang gevind in elkeen se hart. En dankie vanmôre, Here, dat ons weet dat daai woord nooit weer sal terugkeer nie. Ons weet dit, ons besef dit en ons verklaar dit vanmôre in Jesus naam. Deel met elkeen van ons, Here, dat ons reg sal wees, ons self sal ondersoek, dat ons sal seker maak ons lewens op datum, ons verhouding met U is reg en gesond. Bid ek vanmôre in Jesus naam. Amen en amen.